Here ons God, U woord is 'n lig vir ons pad en U Gees is die asem van nuwe lewe. Vanaand staan ons opnuut voor U as 'n gemeente wat afhanklik van U stem is. Maak die deur van hierdie diens oop, Here. Laat U teenwoordigheid instroom by elke hart wat oop is. Laat U woord nie net gehoor word nie, maar geglo word. Laat U waarheid nie net verduidelik word nie, maar ervaar word. Here, ons gee hierdie diens aan U. Mag alles wat gesê en gedoen word, U die eer gee. Mag U Gees vry beweeg onder ons, in ons denke, ons sang, ons stil word en ons antwoord. Laat U Gees ons aanraak, ons oë oopmaak en ons harte weer warm laat klop vir U. In die naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, vanaand se skriflesing is Openbaring 3 vers 1 tot 6. Openbaring 3 vers 1 tot 6. Ons lees daarvan op die eerste vers. Skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Sardes. Dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou dade. Jy staan daarvoor bekend dat jy lewe, maar jy is dood. Wees wakker en versterk diegene wat nog oor is, wat op die punt is om dood te gaan. Ek het gevind dat jou dade in die oë van my God nie voldoende is nie. Onthou dan hoe jy die boodskap ontvang en daarna geluister het. Bewaar dit en bekeer jou. As jy egter nie wakker skrik nie, sal ek soos 'n dief opdaag en jy sal nie weet op watter tydstip ek by jou aankom nie. Maar daar's 'n paar mense by jou in Sardes wat nie hulle klere besoedel het nie. Hulle sal saam met my leef in wit klere, omdat hulle dit werd is. Wie oorwin, sal net so wit klere kry om aan te trek, en ek sal sy naam nie uit die rol van die lewe skrap nie, maar voor my Vader en sy engele oor hom getuig. Laat die wat ore het, luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Ons lees tot sover. Gemeente, kom ons elkeen dink vir 'n oomblik aan 'n pragtige plaas wat ons baie goed ken. Miskien is dit jou pa se plaas of jou oupa se plaas of 'n familieplaas. Of dalk dink jy net aan een waar jy al op geloop het of op gewerk het of selfs gebid het. Jy onthou nog hoe dit daar was. Kinders wat lag en speel op die werf, 'n windpomp wat in die wind kraak, die reuk van koffie in die kombuis, die ou stoof wat sag sing. Die plek het geleef. Dit was vol stemme, vol ritme en vol liefde. Maar nou is dit stil. Die gras is lank, die heining hang skeef. Die dak het gate. Daar is geen hond wat meer blaf nie, geen kraai wat kraai nie. Net absolute stilte. Daar was duidelik geen ramp nie. Daar was geen vuur of geen storm nie. Die besef tref jou ewe skielik. Alles het net stadig begin agteruit gaan, want niemand, dit wat oorgebly het van die plaas, is net die dop van wat dit eens was. So geliefdes, kan 'n mens se geloof ook lyk. So kan 'n gemeente ook lyk. Dis hoe Sardes gelyk het. Nou Sardes, wat so wat 50 km suidoos van Thyatira af was 'n trotse stad wat nou nie meer vandag bestaan nie. As ons kyk na die ruïnes van Sardes, kan mens sien dat die stad hoog geleë teen 'n rif was. Volgens geskiedkundige bronne was Sardes lank terug 'n indrukwekkende stad, wat bekend was vir sy groot tekstielbedryf en florerende landboubedryf. Net soos in die stad Efese,
het baie van die inwoners ook die godin Artemis aanbid. Nou volgens hulle was die godin die rede waarom dit so goed gegaan het met hulle landboubedryf. En hulle het ook geglo dat sy selfs die dooies weer kan lewend maak. Met die stad se hoë ligging teen 'n steil rif en die beskerming van hulle godin Artemis, het die stad byna onaanraakbaar gelyk. Die mense het geglo dat Sardes regtig onoorwinnelik is. Die stad was vas in sy mag en veilig in sy eie vermoëns. Maar toe Johannes op Patmos die woorde van Christus ontvang, was Sardes nie meer wat dit eens was nie. Die stad het nog gestaan. Daar was steeds lewe in die strate, handelaars in die markplein en mense wat hulle daaglikse dinge gedoen het. Van buite af het dit nog gelyk asof alles normaal is. Maar iets het met die gemeente aangegaan. Eintlik het daar baie min aangegaan. Die kerk het stil geword. Daar was nie bedreigings van vals leerstellings nie. Daar was nie enige vervolging van gelowiges of enige ander sigbare krisisse nie. Dit het nie oornag gebeur nie. Dis nie asof iets groot en sleg skielik net gebeur het nie. Dit was net 'n stadige verslapping. Mense het opgehou om regtig op te let. Geestelik het hulle moeg geraak. Hulle het al minder begin bid. Hulle het al minder tyd met die Here begin spandeer. Die passie wat daar eens was, het begin afkoel. Van buite af het dit nog goed gelyk. Mense het gedink alles is nog reg. Maar toe Jesus kyk, sien hy die waarheid. Hulle het dood gegaan van binne, al het dit buite nog baie mooi gelyk. Jesus sê aan die gemeente, ek ken jou dade. Jy staan daarvoor bekend dat jy lewe, maar jy is dood. In die boodskapvertaling staan daar, julle kan niks vir my wegsteek nie. Julle gee voor dat julle so 'n lewendige gemeente is. Almal is selfs aan die praat daaroor. Tog weet ek dat julle geestelik morsdood is. Dit is nie 'n klag oor leerstelling of ander groot sigbare probleme nie. Dis 'n klag oor iets baie meer subtiel, iets wat baie van ons ken. En dit is wanneer jou verhouding met die Here begin lou warm raak. Dit is 'n stil dood. Dis wanneer jou geloof maar net vervang word deur gewoontes. Gemeente, vanaand nooi die Here ons om eerlik te wees met onsself en met hom. Hoe gaan dit regtig met ons geloof? Hoe lyk ons gemeente as ons dieper kyk? Het ons dalk soos daardie ou plaaswerf 'n ryk geskiedenis en klomp mooi herinneringe, maar nie meer soveel lewe nie? Hou ons dalk nog die struktuur aan die gang, maar diep binne raak dinge stil en leeg? Nou die is ernstige vrae, maar dit is nie vrae sonder hoop nie. Want Christus kom nie net met 'n oordeel nie. Hy kom met liefde, met 'n roepstem. Sy stem breek deur die stilte en sê vir ons, word wakker, versterk nog wat oor is, onthou weer wat jy by my ontvang het. Jesus roep ons terug na sy woord, terug na gebed, terug na die lewe van die Gees en terug na hom toe. Jesus roep ons nie om vas te kyk in moedeloosheid nie, maar om weer regtig saam met hom te leef in die krag van sy Gees. Die gemeente in Sardes was nie so baie anders as ons kerke van vandag nie. Van buite af kan alles baie goed lyk. Daar's dalk geen groot skandale nie. Geen vreemde leerstellings nie. Die kerk se deure is oop, die dienste is netjies, die liturgie is mooi. Die gemeente het regtig dalk 'n baie goeie reputasie. Maar soos in Sardes se geval, toe Jesus self kom en met hulle praat, toe besef hy hoe dood die gemeente aan die binnekant is. Hy wat die Gees van God het en die 7 sterre in sy hand hou, Jesus, het gesê dat die gemeente van binne af
Oh, sorry, nou herhaal ek myself, julle. Sorry. Dis omdat ek siek is. Maar toe Jesus kom, sê hy self, hy wat die gees van God het en die 7 sterre in sy hand hou. En hy sê iets wat nogals koue rillings vir my gee. Jesus sê dat die gemeente van binne af dood is, soos ek nou al 4 keer gesê het. Die lidmate was nie siek nie, die dominee was nie uitgeput nie, die gemeente was nie op 'n slegte plek nie. Die gemeente was doeteenvoudig net vreeslik lui. Die Here soek nie net mooi maniere en godsdienstige gewoontes nie. Hy soek iets dieper. Hy soek lewe. Hy soek egtheid en waarheid. Hy soek ons hele hart. Nou Sardes se probleem was nie dat hulle met vals leer beskuldig word nie, of dat hulle onder vervolging gelei het nie. Nee. Hulle probleem was eenvoudiger, maar tog nog steeds baie gevaarlik. Hulle het geestelik aan die slaap begin raak. Hulle het nog kerk toe gekom, hulle het gesing, hulle het gebid, maar die vuur was weg. Die passie was weg. Die asem van die Gees het nie meer deur hulle beweeg nie. Dis is daardie ou plaaswerf waarvan die mure nog staan, maar daar was al lankal geen lewe daar nie. Dit is stil, dit is leeg en dit is koud. Alhoewel hulle nog oor Jesus gepraat het in Sardes, het hulle lankal opgehou om eintlik te luister na wat Jesus sê. Die mense het dalk nog steeds die regte woorde gesê in die kerk, maar dit het nie meer uit hulle harte uitgekom nie. Die Bybel was nog daar in die kerk, maar niemand het dit meer vreeslik ernstig opgeneem nie. Soos 'n ou koringland wat nooit weer gesaai is nie, en soos 'n gebedsbank waarop niemand meer kniel nie. So het Sardes se gemeente gelyk. En dis waarom Jesus se woorde so seer is. Nie net hard nie, maar hartseer. Sardes het vergeet hoe kosbaar hulle eerste liefde was. Hulle het te gemaklik begin raak. Baie selftevrede. Net soos hulle stad wat bo op die rif gelê het almal daar gedink, ons is veilig. Ons hoef niks anders te doen nie. Vriende, hierdie gevaar is nie net daar buite nie. Hierdie gevaar is hier. Dis by my en dis by julle. Dis iets wat met enige kerk kan gebeur, wat al lank al bestaan. Met enigiemand van ons wat al baie van die Here weet, selfs met 'n dominee wat al baie keer gepreek het. Dis die gevaar om maar net aan te hou met die dinge van die kerk. Om nog kerk toe te gaan, te bid, die Bybel te lees, maar om die vlam in jou hart vir Jesus te verloor. Jy sê nog die regte dinge, jy sing nog al die mooi liedjies, maar jou hart is nie meer regtig by hom nie. Jy kan net oor God praat, dis al wat jy kan doen, maar jy leef nie meer naby aan hom nie. Jesus wil nie hê dat ons moet lyk asof ons glo nie. Hy wil hê ons moet leef asof hy werklik alles vir ons beteken. Sardes het meer as een keer in die geskiedenis geval. Nie omdat daar nou 'n groot oorlog was nie. Nie met wapens en geweld nie, maar in die stilte van die nag, toe niemand opgelet het nie. Die wagte het geslaap. Niemand het gedink iets slegs gaan gebeur nie. En juist toe het slegte dinge gebeur, omdat niemand iets gedoen het nie. Almal het teruggestaan. En daarom sê Jesus vir die mense in Sardes, en ook vir ons vandag, word wakker, versterk wat nog oor is, voor dit doodgaan. Dis nie woorde van oordeel hierdie nie, dis woorde van hoop. Maar dit is dringend, want geestelike luiheid is iets wat baie stadig insluip. Dit is nie soos 'n groot ding wat jou ewe skielik tref nie. Dit is stil en slinks en gebeur so mettertyd. Dis nie soos woede wat jy dadelik kan sien nie. Dis nie soos trots wat uitbars nie. Dis sag en dit sê vir jou, ek's okay, alles gaan goed, geen meer stres vir my nie. Maar voor jy jou oë uitvee, begin dinge ernstig agteruit gaan. Jou verhouding met God raak al hoe flouer. Jou gebede raak al hoe minder. En as jy bid,
bid jy maar jy verwag nie regtig iets gaan gebeur nie. Jy lees die Bybel, maar jou hart is nie daarin nie. Dit is nie dat jy teen God is nie. Jy is net besig om baie lui te raak. En dis hoekom Jesus se woorde so dringend is. Word wakker. Wakker vir hom. Wakker vir wat die Heilige Gees wil sê. Wakker vir die wêreld wat hom regtig so nodig het. En wakker vir wat in jou eie hart aangaan. Om geestelik wakker te wees, beteken nie net jy is besig by die kerk nie. Dis nie net om op te daag en iets te doen en 'n paar boksies af te tik en dan voel jy beter oor jouself nie. Dis iets wat van binne afkom. Om geestelik wakker te wees is om werklik met oop oë en 'n sagte hart by Jesus te wees. En dan tussen al hierdie skerp waarskuwings waarvan ons gelees het, glinster daar 'n lig deur. In vers 4 sê Christus: "Maar daar is 'n paar mense by jou in Sardes wat nie hulle klere besoedel het nie." Al was die gemeente as geheel in gevaar, was daar steeds die wat getrou gebly het. Nie perfek nie, maar opreg. En vir die wat getrou bly, gee Christus 'n ongelooflike belofte. Hy sal vir hulle wit klere gee, 'n teken dat hulle skoon en nuut is. Hulle name sal nooit uit die boek van die lewe verwyder word nie. Hulle is veilig, vasgehou in God se genade. En dan die besonderse woorde in vers 5. Wie oorwin, sal net so wit klere kry om aan te trek. En ek sal sy naam nie uit die boekrol van die lewe skraap nie, maar voor my Vader en sy engele oor hom getuig. Wat 'n prentjie. Die dag as alles onthul word, as die lig alles ontbloot, dan sal Jesus jou naam hardop sê, asof hy wil hê almal moet hoor. Hier is een wat getrou gebly het. Hierdie een behoort aan my. Gemeente, selfs al het dinge afgekoel in 'n kerk. Al is daar dooie takke aan die boom. Ekskuus. Al is daar dooie takke aan die boom. As daar nog bietjie sap binne-in is, kan nuwe lote weer groei. Dis nie te laat nie, maar dit vra 'n wakker hart. 'n Hart wat bid: Here, steek weer die vuur aan. Roep my terug na die werf, terug na die huis en terug na U. Die brief van Sardes eindig, soos elkeen van die 7 briewe in Openbaring, met hierdie oproep: Laat die wat ore het, luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Dis 'n ernstige uitnodiging van God self. Sy Gees praat vandag nog, deur die Bybel, deur prediking, deur sy kinders. En wanneer hy praat, moet ons nie net hoor nie, ons moet luister om gehoorsaam te wees. Ons leef in 'n tyd waarin dit so maklik is om geestelik aan die slaap te raak. Alles lyk dalk reg van buite, maar die binne kan ons stadig maar seker begin afkoel sonder dat ons dit besef. Dis presies wat met Sardes gebeur het. Hulle het gewoond geraak aan die kerk en aan die rotine, maar hulle het nie meer geleef met 'n wakker hart vir Jesus nie. Maar Jesus roep ons terug na die eerste liefde, terug na 'n opregte geloof, terug na gebed, gehoorsaamheid en die warmte van sy teenwoordigheid. Ons dink soms dat oop deure nuwe geleenthede beteken, 'n werk, 'n plan wat reg uitwerk, of dalk iets groots wat net gebeur. Maar in hierdie brief en in die lig van Pinkster beteken 'n oop deur iets veel dieper. Dit is wanneer die Gees 'n deur in jou hart kom oopmaak. 'n Hart wat weer begin glo. Oë wat weer vir Jesus sien. 'n Lewe wat weer opnuut God begin brand. Selfs Sardes, wat geestelik dood was, kry weer 'n kans. Jesus sê, versterk wat nog oor is. Die genade, dis genade en dit is wat Pinkster is. Die Gees van God wat kom om wat dood was, weer lewend te maak. Die deure is oop na God toe.
En ons moet waak daarteen om nie te lui te word om nie deur die deure te gaan nie. So gemeente, kom ons bly wakker. Kom ons bly getrou en kom ons bly luister en leef vir hom totdat hy weer kom. Amen. Here Jesus, U ken ons. U weet wat ons doen, wat in ons harte aangaan en hoe ons leef. Soms raak ons soos die gemeente in Sardes. Dit lyk of alles reg is, maar diep binne is ons moeg en ver van U af. Dankie dat U ons nie los nie. Dankie dat U steeds met ons praat. Dankie dat U Gees werk en dat U genade steeds vir ons oop is. Help ons om wakker te word, Here. Help ons om U te volg met 'n opregte hart. Moet asseblief nie dat ons vasval in slegte gewoontes of luiheid nie. Leer ons om regtig te leef vir U elke dag. In U naam bid ons dit. Amen.